Toe daar vir die eerste keer by die SBA kantore gepraat word om 'n program te maak oor Karoo Afrikaans, was my onmiddellike reaksie, maar mense, watter deel van die Groot Karoo, ek moet hierdie enorme streek wat die meeste van die suidwestelike area van Suid-Afrika beslaan. Ons praat hoeka van die Groot Karoo, die Klein Karoo, die Moordenaars Karoo, die Noord Karoo, die Tankwa Karoo, maar ons het toe besluit om ons fokus te vernou en te konsentreer op wat sommige mense sou noem die hartjie van die Karoo. Ons het gaan kuier op Loxton, Beaufort Wes, op Richmond en dan ook Victoria Wes. So kom luister saam na die stories in die Afrikaans van die mense van hierdie area. Huidiglik is ek opkomende boer. Van kleins af is ek lief vir die veld. Ek is lief vir die oop lug. Ek het baie lekker kinderjare gehad. Lieflike jare. Ek dink ek was een van die bevoordeelste kinders wat by my oupa groot geraak het. Kon gesien het hoe dat hy werk met die diere. My oupa het in my groot jare het hy 'n wa gehad, maar verder het ons op die plaas gebly en kom ek sê, soos 'n kind wat by sy oupa groot word, het hy oral gegaan en beweeg waar sy oupa gaan. Later het my oupa vir my bokke gegee. Ek het bokke gehad wat ek groot maak, klein bokkies. Sy skaap gekyk, sy bees gekyk. Ek het geleer melk. En dit was my lieflike dae. Ek is gebore op Victoria Wes distrik op 'n plaas met die naam van Houtenbeek. Daar is ek toe gebore. En daar het ons groot geraak. En met die groot word van ons daar, het die boer van my pa ook dan skape gegee. En my pa het ook maar begin boer. En my pa het nou bokke toe ook gekry. En hy het toe met die bokke ook aangegaan. En as die boer gewerk het met sy skaap, dan is ons kinders, dit is so lekker om hy lammetjie vas te hou. En hy merk hulle, en haal hy nou hulle se peertjies uit. Hy was baie lekker geweest. So, dit is waarvan my liefde kom vir diere. Ek sien jy daar waar die klippe so lê. Broer, my ouma daar gebly. En dat die huis daarvoor. Nou hier is 'n bultmiddel, soos na haar toe gaan. Nou moet jy verby die put staan, daar het hulle ook water getrek het. Daar so, daar wie die kerk was nou die buitekamers. Daar was so draad gespan. Dat is in die kerk en die erf van ons. Hier het ons groot geword. Dat was die mense uitgesit hier, uit te sê, hulle gaat die fabrieke maak. Maar die fabrieke was nooit gemaakt, nie. Maar my pa wou nie trek. Ek is nog 1933 gebore, 5de Oktober.
in 'n jong ouderdom het ek getrou. En die baie kinders gekry. Daar lewe nog 8 van my kinders. Hulle was eintlik 19 as hulle almal gelewe het. Jy op 19 kinders. Lasse, Het jy geboorte gegee aan 19? 19. By die winkels, sekere cafés, mag ons nie by die ingekom het nie. Ons moet buite deur die venster koop. Al reën dit ook. So was het geweest. So dit was swaar geweest. Dat was moeilijk. En s'avonds, die hoeter het geblaas. 8:45, die eerste hoeter hier by die krachtstasie. Tweede hoeter blaas. Dan mag jy nie hier op die straat wees. Word gevang. Word opsluit. So was het, maar nou, ons kan skaars slaap. So regeer dit tot middernag. Ek weet nie hoekom. Naweke kon ons byskop kom kyk dis by die plek. Films. Na 2 tot 5 uur toe. Ons was toegelaat, ons as kinders. Dit was die beheerliggaam van die kinders. As hulle hier is, dan is hulle veilig. As hulle huis toe gaan, dan moet hulle met groot mense huis toe gaan, want daar was partykeers ook groot mense. Dit was nou die bewaring van die kinders die jare. So. Ons het netbal gespeel. Ons het velde gehad, na langer tyd kres, was ook 'n veld by die skole ook, ons het netballe gehad. Ons het gespeel, ons het drama. Ons gedoen soos ons nou die dag hier gekom kyk het, hoe maak die kinders drama. Ons het speletjies gemaak. Ons het kosse verkoop. Ons het tafeltjies gemaak om te lewe. Dan maak ons voorrolletjies. Ons het nie net gelewe van die R40 of die R30 nie. Ons het vir ons opgewerk. Verstaan jy? Ou klere het ons maar by die wit mense gekoop of gekry. Baie goedkoop. Ons het baie netjies aangetrek. Ek sê vir jou, mevrou, die sakke van die meel, julle ken seker die sakke nie, nee? Die meelsakke. Die sakke was gevat om vir ons rokkies te maak vir Kersfees. Dan word hulle lekker gewas, dan word hulle gedai. Ken jy die? Ja. Dat is hulle pink, blauw. Hierdie oudjies, sistertjies, ons allemaal het die rokke gedra. Ons het mos nog nie krag gehad, nee, op onze jare. Ons het vuur gemaak, ons het 4 trompe gehad, ons het skoolstove gehad. Dan moet ons opstaan baie vroeg in die oggend, dan moet ons vuur aanpak. Daar het ons al onze kosse gekook, so het ons groot geraak. En ons as kinders uit die skool uit, dan moet ons kom werk, Sondag kerk toe. My pa was eintlik die een wat al hierdie kinders gejaag het, elke een by sy kerk geloop los, so het ons groot geraak. Dan gaan hy kerk toe. Waar het julle julle water gekry? Ons het mos krane gehad, maar die krane was so min, hulle was by strate. Byvoorbeeld, die straatse kraan was by die hoek van die ouma. Dit was die enigste kraan. En daar in die tweede huis van die hoek af, dit was die twee, ons moet nou net daar skep. Dat elke ry. Toe kom die ontwikkelings mos nou, toe kry ons nou water, elke huis. Ons was dankbaar daarvoor, want as ons nog nie water gehad het, dan moet ons water by die dorp gaan vra. My pa het mos uit die Oos-Kaap gekom, nooit kennis gehad met Afrikaans nie, op 'n plaas gebly en gewerk waar sy oom nou gewerk het. En hy sê die plaasboer was soms baie teleurgesteld in sy gebrek aan kennis van die Afrikaanse taal. So hy moes hom Afrikaans leer
van 0 af. En die een woord wat vir hom nogal baie interessant was grond. Met ander woorde, die boer sou dan op die grond wys en vir hom sê, grond, 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 water, water, water. Nee, eintlik het hy gesê, water, en dan trek hy die R aan die einde. Maar baie interessant, jy weet, en hier besluit sy seun om te spesialiseer in Afrikaanse letterkunde. Ek het 1976 was ek in matriek. En 76 is nou daardie jaar wat ons nou almal weet van Afrikaans en Suid-Afrika en die politiek ensovoorts. Maar vir my was dit nie 'n issue nie. En selfs toe ek op universiteit kom, het ek nooit iemand gehad op die kampus, vriende, wat vir my gevra het, hoekom wil jy spesialiseer in Afrikaans nie? En ek dink dat die rede daarvoor is omdat hulle geweet het dat dit 76 was nie oor Afrikaans nie. Dit was nie Afrikaans, die taal, wat die probleem is. Dit is die mense wat die probleem is. Ons was al bo op die berg. Dus ek 'n kind, ek en pastoor was, en sy oorle suster en my oorle suster, dus ons nog maar. Besluit ons een dag, want ons so praat, ons wil hier uitklim, ons wil op kyk hoe lyk die hemel. Toe besluit ons, my ma en die werk het kom, elkeen kry mos van die kombuiskos. Ons gaat nie onze kosse eet, ons gooi by mekaar. Dis nou onze padkos. En ons doen dit ook, ons sê nie vir onze ouers nie. En ons vat die pad hier op. Toe ons by die kraanse kom, toe sien ons haai, hier voor die opening van die lê ou blikkies. Ek het nie geweet die berg is so plat boon nie. Ons het gedink is so. Toe ons nou bo opkom, het ons daar loop op die berg, kyk die goed. Toe kom ons by plekke af, waar jy sien hier vroeger mense gebly. Ou tydse breekgoed wat stikkend is, wat daar lê en so aan. Toe ons nou verder gaan, toe sien ons hier lê die cottage. Die cottage, waar die trein ook voorbij gaan. Toe sê ons, haai, kyk hier lê die cottage ook glad. En die son is naderhand onder. Ek sê nee, dat ons nou huis toe gaan. Toe gaan ons terugkom huis toe. Maar die een het seer gekry nie. En die hemel is nog altyd nog so ver. Ek was 23 jaar prinsipaal van die skool. En ek het altyd gesê, gee vir my 1000, 2000 kinders, maar moenie vir my 25 onderwysers gee. Ek het 'n gewoonte gehad, as ek nou uitkom by die kantoor en daar staan 'n kind, dan vra ek sommer so 'n vraag. Nou my ander vak is geskiedenis. Toe staan daar seun en ek vra vir hom, sê vir my wie is Paul Creer? En hy kyk so, hy sê, juffrou, was hy nie 'n rugbyspeler? En ek het nou vreeslik gelag, want hy weet mos nou nie. Maar wat vir my eintlik sê, dat die kinders ken nie ons geskiedenis. Lekker daar. Maar ook stout daar, ja, baie lief vir voeltjies. Voeltjie nesse kraap, tot is eendag gekom wat by 'n nes, wat vol meise is. Dus insneek, dus het meise wat ons uithaal. Dus het die voeltjie. Ja, ons kan sê, die eienaar van die plaas wat daar was Pieter Wagenaar was, meneer Wagenaar en sy vrou. Ja, hulle was ook mense wat baie lief gewees het vir die natuur. Nie gehou daarvan, jy moet die natuur afbreek nie. Maar ons was stout.
Ons was altyd, ons wil die voeltjies self groot maak. Ons wil die diertjies self groot maak, die hassies, die tassies. Wil hulle self groot maak, ons het by die huise gehad. En baie was sukses. Ons het dit groot gekry en dit het saam met ons geleer of gebly as boerdery. Ons het so 6 by wat ons gehad het, toe gee die regering vir ons 6 skape. En hy skape van ons en die regering, en het hulle so gesteel, toe bly daar net 4 oor. En ek het toe besluit, ek gaan myne vat, ons almal het besluit, ons gaan maar ons goed nou by die huis hou. En dan pas ons hulle maar hier van die huis af op. Want teen hierdie skaapslagters het jy nie 'n kans nie. Ons het groot geraak met diere. Ons het op die plase gebly, my pa. Die plaasboer het laat my pa vir hom skape. Hy het my pa skaap gegee en my pa het met skaap en bok geboer. Dit is waar my liefde vanaf kom. En ons het altyd gaan help as die boer nou die skape se stertjies knip en die skape se peertjies uithaal. Nou help ook vas ons. Is mos lekker vir 'n kind. Nou ook vas ons nou al hulle die pere uit. Of as die skape nog gedous raak, dan ou vas ons hy skapie en hy word nog gedous. Lekker. Baie lekker. Dit is waar my liefde vanaf kom. Ons moes bokke melk. Maar ek kon nie gekan het, maar ek het geprobeer. Ek het maar geprobeer. My pa moes nou toe ook weg. En ek is nou agtergebly met die boerdery. Maar voor hy sterwe sê hy vir my die dag, my kind kom sit hier en ek kom sit. Hy sê vir my, weet jy wat beteken hierdie boerdery? Ek sê nee. My pa sê vir my, weet jy, as jy nie geld het, dan kan jy 'n bok verkoop. Dan kry jy daai geldjies, as jy hulle mooi oppas. Dan kry jy daai geldjies. Dan kan jy gebruik maak daarvan, dan kan jy vir jou kos koop. As jy nie het, dan gaan koop jy kos. As jy iewers iemand geskuld het, dan vat jy daai geld en jy betaal daai skuld. Maar as jy vee het, gaan jy nie eers nodig het eendag om skuld te maak nie. Want jy kan van die diere vat en jy verkoop. My pa was so trots. Hy wou, ek kon nou my eerste salaris, toe ek nou by Fort Hare begin werk het. My eerste salaris het ek hom gebel en hom gesê, pa, ek het nou salaris verdien vandag, en hy het vir my gesê, hy wil nie 'n sent daarvan hê nie. Want hy sê, kyk, ek werk nog, dis nou hy, ek werk nog, en dus kan ek nog vir my sorg, so doen wat jy wil met die geld, en ja, dat is die einde van die storie. Met ander woorde, weer eens was dit vir my 'n manier om vir my verantwoordelikheid te leer. Ja. Jy weet dat jy nou groot genoeg is om te besluit oor wat jy gaan doen met jou aankomste. My ma was 'n kok. Ek lieg nie vir jou nie. Sy het mielies en boontjies vir ons gekook. Sy het vir die Jode moes gewerk. Dat is 'n kos wat sy nie kon gemaak het. Ons het kool geëet en melk. Ons het die beste gehad. Ons het melk gekoop, hierdie kanne melk. Dit was nog nie hierdie liters nie. Dit was seker 5 liters melk. Of as ons miskien iemand het by die plaas, bring hy iemand vir ons melk. Ons het groen goede geëet, soos kool, spinasie. Jy sien nou so gesond as ons. Ja, ek sien, sterk ja. Spinasie en aardappels was nog maar altyd mos daar. My ouma het altyd die skille gebring van die groente en die pompoenskille. Dan kook my ouma dit, lekker gekook, eie insny, sit 'n stukkie vet in en bietjie suiker, eet ons lekker.
En nee, ons het deurgekom in breekmilies. Ja, en vleis, het jy ooit vleis geëet? Ja, my pa het altyd by die plaas waar hy werk, daar koop hy 'n skaap. Maar oudtydse mense was ons lief geweest om te gee. Die skaap verbring het met ouma kry 'n bout en next door kry miskien 'n blad. So gemeedeel, so het ons gelewe. Ons het eintlik baie waterbrood gemaak. Wat se brood? Die waterbrood wat jy knie, né? Dan sit jy die deeg in die skotte. As dit jy maar nie warme pot water, dan kook jy daar stoom jy. Stoombrood. Stoombrood. Yes. Of roosterbrode, as ek dit kan noem. Dis lekker. Ja. Victoria West is 'n Afrikaanse dorp. Ek kan vir u sê dat ons het op 'n stadium van die koorsekinders by ons op die skool gehad. En nou moet hulle mondeling doen. En dan doen hulle Afrikaans, mondeling Engels en koorsa. En die uiteindelik toe die mense nou by mekaar kom, toe sê hulle maar die kinders het beter in Afrikaans gedoen as wat hulle in koorsa gedoen het. Maar is baie nou vermenging. So om mekaar te verstaan, moet jy een of ander taal moet ook ken en dan praat almal Afrikaans. Kom ek sê die verskil as jy nou hiervandaan Kaap toe gaan in die Karoo uit. Eerste wat ons uitgevang word, ons praat soos ek nou praat, plat Afrikaans. En in die nou is baie mense daar hoor jy nou man, nou die. Nou hy meng die Engels met die Afrikaans en hy praat meer 'n slentaal in die Kaap as wat jy Afrikaans praat. Ek glo Afrikaans sal oorleef, want almal praat dit. En soos ek gesê het, daar's baie mense wat inkom wat Engels praat, maar hulle leer Afrikaans praat. Afrikaans kan jy maar sê is my taal. En die huis ook. Hy het tweelinge. Hulle ma is Xhosa, hulle pa is Xhosa. En in die huis, my meisie kan praat Xhosa. Maar die kinders kan nie vir jou sê, ek vir jou vir hulle sê, bring my hy ding in Xhosa. Hulle weet nie wat is dit nie. Ek moet sê, gaan haal my hy dinge. Nou staan hulle, so ek sê, dis al aan te vader staan hulle. Hulle weet nie wat is dit nie. Hulle weet in Afrikaans. As ons kortliks by iemand iets moet sê kom nou, sê sommer vir hom reguit, jy moet nie loskop wees nie. Kyk, laat jou kop vas op jou lyf is. Nou, dit was 'n uitdrukking om net vir die persoon te sê, jy moet verstandig optree. Ek dink meestal sou mense kon, as jy praat van Karoo Afrikaans, sal dit sal woorde wees wat jy nou byvoorbeeld van name ontleen is, maar soms is dit ook opgemakte woorde, maar meestal, dink ek, is dit die aksent. Jy weet, die mense praat dit op 'n ander manier wat jy sal kan identifiseer as synde kyk, Kaaps as byvoorbeeld baie duidelik. Mense kan dit optel. En ja, en baie ander dialekte of variëteite van Afrikaans wat ons het in die land. Maar jou Karoo Afrikaans is meestal, ek dink is 'n manier waarop mense praat. Moenie laat jy agter staan in die ry nie, kom vorentoe. Nou, dit is maar ons leefstyl gewees, om vorentoe te beer, of altyd. Een tipies Karoo ding vir my is dat ons in die Karoo onderskei
tussen mense wat dieselfde naam het op 'n baie interessante manier. Jy weet, hulle gaan nie sê Piet van Staden of Piet Pompies nie, maar dit gaan wees iets soos Piet Langkop, Piet Kortneus, Piet Platneus. Ons ja, maar daar is 'n storie rondom wie jy is om jou te onderskei van al die ander mense. Of jy het 'n spesiale bynaam. Kyk, my bynaam is byvoorbeeld Woelwater, maar dit kom nou van Woela, dan word dit nou Woelwater. My een suster wat hier bly, sy bynaam was Borrelbeen, want sy het so ronde bene gehad. Toe sy nog klein was. Yeah. Maar later het sy die naam gekry van iemand wat vet is. En intussen was sy hopeloos maar. Jy weet, sy was skraal. Dit was baie skraal. Ek het Afrikaans groot geraak, net Sotho, Xhosa, maar al die dinge deur mekaar. Want ons het deur mekaar gebly. Was kleerlings, Sothos, Xhosas, ek kan dit net noem. So het ons groot geraak. Afrikaans is eintlik 'n baie mooi taal in 'n geval. Dit is net vir my 'n taal waarin jy dinge heeltemal anders beskryf as wat mense dit in 'n ander taal sou doen. Daar is natuurlik in elke dorpie, klein dorpie, mense wat baie lekker praat en jy hang aan hulle lippe terwyl hulle praat. Maar jy self sal graag so wil praat, maar dit is, jy weet, dit is net daai ding wat, jy het hierdie ding voor jou, wat altyd vir my die probleem is. Naamlik, jy het die standaard Afrikaans, wat jy nou geleer het tot matriek, tot eerste jaar, tot die nagraads, wat altyd in jou pad staan en vir jou sê, nee, jy mag nie dit sê nie, jy mag dit op daai manier sê nie. Ek weet hier in die Karoo, dink ek, die karretjie mense, wat nou van plaas tot plaas geswerf het, het hulle eintlik Afrikaans help uitbrei tussen die plase. En ek moet jou sê dat jy geweet wat Karoo, wat se woord die Karoo is? Ja, dis 'n kooi woord. Is 'n kooi woord, ja. Natuurlik droog of ja, of droë land of so aan verstaan en so aan. Ja. So ek kan jou verseker dat ons in die Karoo praat standaard Afrikaans. Maar dan ook is dit gemeng. Of kom ons sê, dit het 'n oorsprong ook van kooi af, verstaan, waar sekere woorde nog by ons gebruik word, verstaan, soos Abba, iemand agter die rug dra, woorde soos hoeka, verstaan, wat beteken inderdaad, en dan tuka, wat destyds beteken dan, het hulle gepraat van die kiri, wat nou jou loopstok was. Chaila natuurlijk, uitvaltyd, uitsa. En dit is als afkomend van die
kooi wat deur die Karretjie mense ook oor versprei is in die Karoo en so aan, verstaan? Hulle was hanteer asof hulle nie eintlik regtig mense is nie. Weggejaag van plase en moes hulle maar swerf tot daar waar hulle gehelp het. Baie keer was hulle gelukkig om seisoenwerker te kry, waar 'n sekere tydvak is, soos voels, of skaapskeer en daai goed. So, ja, dit is interessant en ek glo as jy hulle kan interview, sal jy 'n ander storie kan skryf oor Karoo Afrikaans. Ek was seun van die 60er jare en in daardie tydperk toe ek nou sê maar 3, 2, 4 jaar oud was, het ons in hierdie lokasie gebly waar ek nou is. Maar hier was ook breinmense. Dit was absoluut normaal vir ons om saam te bly, maar so later dieper in die 60er jare is die breinmense nou oorgeplaas na die lokasie aan die ander kant van die dorp. En my beste vriend was 'n Afrikaans sprekende ouetjie, ek kan nog sy naam, Sampie. Weet nie waar Sampie nou is nie, maar ek en Sampie was die grootste vriende. Ons het ja, hy het ook nie Xhosa verstaan nie. So ek het natuurlik soms Afrikaans praat met hom. Maar ons het dit nie gesien as iets spesiaals nie. Vir ons was dit normaal. Ek speel met Sampie, ek gaan dorp toe en gaan koop iets by 'n winkel of gaan poskantoor toe. Daar praat ons ook Afrikaans. Jy kry mos maar verskillende variante, soos jy kan Kaapse Afrikaans en jy kry Makroland en jy kry Johannesburg Afrikaans en jy kry alle verskillende, en ons sal oplet dat waar jy ook al kom, dan verskil die aksent van hoe hulle praat, verstaan? Nou baie van hy Kaapse aksent het oorgespoel ook maar na die platteland toe, verstaan? Onder andere met idiome en die goed wat gebruik is, soos jy leef in 'n Fanta blikkie, wat jy nou natuurlik in 'n wêreld van fantasie lewe en jy verbeel jou wat dit beteken, en dan as jy nou 'n woord van bus kan gebruik, sê hulle die vrou is 'n bus. Met ander woorde, sy is baie besig met ander mense se sake en daai tipe van goed. Al wat ek vra is dat hulle hierdie kerk maar net behou moet hou, dat die bly staan as 'n gedenk vir die mense. Die kerk het al gelyk soos 'n lorry wat om die draai kom, maar hier staan nie. Ek is hier gedoop, gebore, boom het al geval en wy boop. Hier staan nie. Al wat ek vra, laat hom net spaar, laat hy bly staan bly. Ons is 'n verskeidenheid mense wat Afrikaans praat. Selfs hier in Victoria Wes, vergeleke met ander plekke. En ons moet net daardie verskeidenheid, daardie variëteite van die taal moet ons eintlik koester. Ons moet nie neerkyk op hoe mense die taal praat nie. Ons kinders gaan beweeg uit, gaan hulle skool of hulle werk daar en so aan. En as hulle terugkom, kan jy sien die kinders het nie sterk standaard Afrikaans behou nie, want die praat ook nou van kom ons loop, kom jy wit en al die verkeerde goed. Ek wil nou nie die Mamakolandse Afrikaans uitdruk nie, want hulle is 'n bietjie grof. As hulle 'n bietjie regte Afrikaans praat, verstaan. So ja, maar ons leef onder mekaar in Afrikaans. Ons doen besigheid onder mekaar in Afrikaans. En ons onderrig by skole is nog in Afrikaans. Selfs ons beklei in Afrikaans. En wat is lekkerder om in jou eie taal
jou uit te druk, jou sê te sê, jou man te staan. Ek is baie lief vir Afrikaans. En ek dink Afrikaans word bly. Ek het gaan slaap saam met hom, ek het opgestaan. Ek het hom geëet, ek het hom gedrink. So, dis Afrikaans. Die woord Karoo is 'n Khoi woord en dit beteken droog of harde grond. Nadat ek met die mense hier gesels het in die Karoo, hulle stories geluister het en na die pragtige Afrikaans wat hulle praat, is dit vir my asof die taal wat hulle praat hier uit die grond uit opgegroei het. Dis 'n baie diverse kulturele gemeenskap. Maar dit voel tog vir my asof Afrikaans die een ding is wat hulle saamvleg. Asof dit die bindende faktor is en wat sorg vir 'n gemeenskap wat baie verdraagsaam is.